Môre, baie welkom hierso. Ons is besig met 'n reeks oor die verhaal van Josef. Vandag kom ons by die tweede tema. Verlede week het ons vir Josef leer ken as die witbroodjie seun van Jakob, die een vir wie Jakob baie lief was en voorgetrek het, maar wat veroorsaak het dat Josef ook as gevolg van die jaloesie van sy broers ook die gehate broer was. Josef was ook die een wat drome gehad het, beelde wat God vir hom gegee het oor sy toekoms en oor dit wat vir Josef ook gaan voorlê. Ons het verlede week gesien hoe Josef na sy broers toe gegaan het om te gaan hoor hoe met hulle gaan en hoe hulle hom dan gevang het, hom in 'n put gegooi het en op die ouende verkoop het as 'n slaaf na Egipte. Hulle het sy klere gevat, het geskeur, bloed opgegooi en vir Jakob vertel dat Josef dood is. Vanoggend gaan ons lees uit Genesis hoofstuk 39. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons ook nou kan stil wees voor U. Dankie Here dat ons kan vreugde vind en kan hoop vind in U goedheid, in U getrouheid, in U genade en U liefde. Ja Here, soos Psalm 127 gesê het, is U die een wat vir ons die goeie van die lewe gee, selfs in ons slaap. Want U is die getroue, die barmhartige God. U is die een wat altyd in alle omstandighede by ons is. Here, dankie dat ons ook op hierdie reis saam met die Josef verhaal kan gaan. En wil ek dan vanoggend vir ons seën as ons hier gaan saam lees. Dat ons ook hier U hand in die lewe van Josef sal sien. Maar ook ontdek hoe U ook met ons elkeen 'n pad wil loop. Dankie Here dat ons dit alles mag bid in die naam van Jesus. Amen. Ons lees Genesis 39 van vers 1. Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom na Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag,
was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel met sy hele huishouding. En al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was frisgebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis het die Potifar se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verskriklike ding doen? Dit sal mos teen God sonde wees. Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buite toe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou het. Toe sy sien dat hy buite toe gevlug het, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van die huis en sê vir hulle, kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap, maar toe het ek hard begin skree, en hy hoor hoe hard ek aanhou roep, en het hy buite toe gevlug, en hierdie stuk klere by my gelos. Sy het die klere daar by haar gehou, tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, die Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê. Maar toe ek hard aanhou roep, het hy buite toe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy baie kwaad. En hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waar die mense wat deur die koning gevange gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef 'n beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van alles wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het hom nie meer aan iets omgesien. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Ek gaan vir ons net tot daar lees. Iemand het een keer gesê dat integriteit of karakter is die mens wat jy is wanneer jy dink dat niemand jou sien. Dis in daardie oomblikke van waarheid waar my optrede en my woorde en my dade na vore kom getoets word. Maar wat is my karakter as mens? Ons weet almal dat as jy werklik wil sien waarvan iemand gemaak is, skud so bietjie sy lewenswêreld en kyk wat val uit. En is nog op 'n partykeer skokkend om te sien dat juis wanneer ons in krisissituasies beland, hoe mense daarop reageer en wat na vore kom. In ons verhaal vanoggend lees ons van Josef. Josef wat in Potifar se huis is. Josef wat as Jood, as Hebreër, as slaaf na Egipte verkoop is. Ons weet nie hoe lank Josef by Potifar was nie. Ons weet dat hy 17-jarige was toe hy verkoop is as slaaf na Egipte, maar ons weet nie hoe lank hy by Potifar was nie. Ons weet ook nie watter aanpassings Josef in sy lewe moes doen op daardie stadium. Maar 'n mens kan jouself indink. Josef wat die bedorwe, die geliefde seun van sy pa was, wat al die slawe om hom gehad het, wat nie harde werk gedoen het nie, sy broers moes die vee in die veld oppas. Josef het groot geword in 'n omgewing waarskynlik waar hy 'n baie gemaklike en gerieflike lewe gehad het. En nou skielik word hy gegooi in omstandighede waar hy heeltemal anders moet optree. Waar hy nie meer hierdie bedorwe, arrogante jong mannetjie kon wees nie, maar waar hy gestroop is van 'n klomp goed waaraan hy dalk sy lewe vasgemaak het. Maar tog sien ons aangrypend mooi in hierdie verhaal dat God die pad saam met Josef loop. Die Here seën vir Josef. En deur Josef sien die Here ook Potifar se huis. Mens sien hoe in hierdie verhaal, selfs hierdie moeilike situasie, hierdie krisistyd in Josef se lewe,
dat die Here baie nou by hom betrokke is. En die mens begin al reeds hier, omdat ons die verhaal ken, sien, dat die Here stap die pad met Josef, want die Here het 'n einddoel. Die Here is op pad met Josef, ergens heen. En op hierdie pad, sien die Here dan vir Josef. Dit gebeur dan so dat Potifar dit raak sien. En dan stel Potifar vir Josef aan oor sy hele huis. Dis eintlik so 'n komiese moment as die Bybel vir ons sê, dat Potifar vir Josef alles gee om te doen. En dat Potifar hom oor niks bekommer nie, behalwe oor die kos wat hy moet eet. En dan gebeur die merkwaardige. Nie net Josef word geseën nie, maar Potifar ook word geseën. Mens kry die prentjie van dat alles wat Josef aanraak verander in goud. Dit word mooi, dit is voorspoedig. Selfs in sy moeilikste omstandighede as slaaf, gaan dit goed met Josef. En iets van sy karakter, vermoed ek, kom hier na vore. Iets van sy familiewortels, iets van wie Josef in sy mens is. Want wie Josef is, hoe hy optree, self in hierdie krisistyd, trek mense na hom aan. Iets van sy ware karakter, iets van sy sterk karakter, kom duidelik in hierdie verhaal na vore. Maar dan is dit mos so, dat daar altyd in 'n verhaal 'n kinkel in die kabel is. Dit gaan goed met Josef. Maar mens moet nooit te gerus wees wanneer dit met jou te goed gaan. En dit is so waar hier met die verhaal van Josef. Want dan verskyn mevrou Potifar op die toneel. Maar Potifar, Josef se eienskappe, sy karakter, sy skills raak gesien het. Sien mevrou Potifar 'n mooi jong man, aantreklik, en sy begeer na hom. Josef staan egter sterk. Ten spyte van hierdie versoeking, en dit moes verseker vir Josef 'n groot versoeking gewees het. Ten spyte van dit alles, staan Josef sterk. Selfs in die aangesig van versoeking, kom Josef se karakter na vore. Wat sê Josef vir mevrou Potifar? Hy sê, jou man, vertrou my. En as hy my vertrou, ek gaan nie sy vertroue in my skop nie. Maar dan sê Josef 'n aangrypende ding, hy sê in die tweede plek, maar as ek by jou gaan slaap, gaan ek sonde teen God doen. Want sien, sonde is altyd teen God. Dit is so mooi daar in die verhaal van Dawid en Batsheba, wanneer die profeet Nathan vir Dawid uitwys dat hy verkeerd gedoen het, dan sê Dawid onmiddellik, ek het teen God gesondig. En Josef besef dit, dat hy kan dit dalk vir baie wegsteek, maar vir God kan jy sonde nie wegsteek nie. Maar mevrou Potifar laat haar nie teëgaan. En die mens kom agter in die verhaal hoe haar pogings om Josef te verlei al hoe meer desperaat raak. Sy hou aan. En elke keer, let mooi op, wanneer hulle alleen is, probeer sy vir Josef verlei. Maar Josef swyg nie, en dan in 'n desperate oomblik gryp mevrou Potifar na Josef, sy gryp 'n stuk van sy klere, en as hy dan weghardloop, dan hou sy die stuk klere in haar hand. William Congreve het gesê, Heaven has no rage like love, to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned. Die teleurstelling, die ontnugtering, dalk selfs die persoonlike vernedering wat mevrou Potifar beleef, omdat Josef nie vir haar wil swyg nie, maak dat sy in woede reageer. En wanneer meneer Potifar by die huis kom, dan vertel sy leuns oor Josef. Sy vertel dat Josef die een is wat by haar aangeleë het. En sy gebruik die klere wat hy gelos het, toe hy weggevlug het van haar, as bewys van haar storie. Potifar, lees ons, is onmiddellik kwaad. Woedend oor wat gebeur het. En wat doen Potifar? Hy gooi vir Josef in die tronk. Nie sommer enige tronk nie. In die tronk waar die vyande van die farao opgepas word. Maar nou moet ons baie mooi lees ook wat in hierdie verhaal gebeur. Want sien Josef, ten spyte van sy hoë posisie in Potifar se huis, was 'n slaaf. Hy was niks. Hy was iemand wat gebruik word vir sy waarde. Wanneer 'n slaaf iets gedoen het, soos waarvan Josef hier beskuldig word, om by Potifar se vrou aan te lê, was die straf die dood. Gewoonlik is 'n slaaf onmiddellik
daar doodgemaak. Maar Potifar doen dit nie. Waarskynlik, omdat in die eerste plek niks is mos regtig geheim nie. Dalk het van die ander slawe alreeds in Potifar se oor gefluister oor waarmee mevrou Potifar besig is. Dalk het Potifar besef dat, omdat hy die karakter van Josef geken het, omdat hy ontdek het in hierdie jong man iemand baie besonders, iemand met inbors, iemand met integriteit, dat hy dalk nie die storie heeltemal moet glo nie. Dalk het Potifar ook sy vrou goed genoeg geken. En daarom beland Josef, in plaas van dat hy doodgemaak word, beland Josef in die tronk. Maar dalk agter dit moet ons ook iets van God se hand ontdek. Want sien, God is met Josef nog op pad. God se verhaal met Josef is nog nie klaar nie. En daarom is dit ook nog nie Josef se tyd nie. Maar dan die merkwaardige, die einde van hierdie hoofstuk hoor ons, dat daar in die tronk, in die haglike omstandighede, en ons moet mooi verstaan, dat 'n tronk in daardie tyd was nie wat 'n tronk vandag is. Dit was, sê sommige geleerdes, gewoonlik 'n grot of 'n gat in die grond, waar mense aangehou is. En waar hulle afhanklik was van mense wat van buite af vir hulle kos gegee het en hulle versorg het. Maar selfs in hierdie mees haglike omstandighede, kom Josef se karakter weer na vore. Is hy weer die persoon wat met integriteit optree. Soveel so dat die tronkbewaarder besef, maar hier is iemand wat ek kan vertrou. En hy gee die hele tronk as ware aan Josef oor. Josef is in beheer. Josef sorg dat alles regloop in daardie tronk. Aangrypende verhaal van 'n jong man wat uit goeie omstandighede, waar hy die arrogante jong mannetjie was, maar wat hy die bedorwe brokkie is, die witbroodjie van sy pa, waar hy beland in 'n put as 'n slaaf en op 'n ouende in die tronk. Mens sien as ware hoe Josef stukkie vir stukkie in hierdie verhaal tot hier val. Maar die Here was by hom. En Josef behou sy karakter. Hy behou sy integriteit. Hy weet wie hy is en hy hou vas aan wie hy is. Wat wil hierdie verhaal vir ons leer? Ek dink in die eerste plek is die vraag wat hierdie verhaal vir my vra is, hoe lyk my karakter in krisistye? Wanneer my lewensbootjie geskit word, wanneer ek deur krisisse gaan, wanneer ek ontnigter word deur baie keer wat ander mense aan my doen. Wat kom uit? Wat val uit wanneer my lewe geskit word? In hierdie hele verhaal herken ons vir Josef as die onskuldige een. Hy is elke keer die slagoffer van omstandighede. Hy is elke keer die slagoffer van ander mense se doen en late en optredes en besluite. Maar deurgangs behou Josef sy karakter. Hy doen wat reg is. Hy bly by sy waardes, by dit waaraan hy glo. Dat selfs wanneer niemand hom sien nie, wanneer hy ver van sy familie is, dan doen Josef nog steeds die regte ding. My ma het altyd vir my gesê, tree so op, dat ek my nooit sal hoef te skaam vir wie hy is nie. Ek dink 'n tweede ding wat hierdie verhaal ook vir ons wil kom vra is, of ek ook in die moeilike omstandighede van my lewe kan uitstyg. Of ek gaan toelaat dat my omstandighede my aftrek en van my iemand maak wat ek nie wil wees nie. Of my omstandighede en my krisisse my gaan onderkry. Of ek terwille van my integriteit en my karakter gaan uitstyg. Nog steeds die beste gaan gee, die beste doen wat ek in omstandighede kan doen. Dat alles is ek dalk onregverdig behandel. Al is ek in 'n situasie wat ek nie die oorsaak van is nie, gaan ek nog steeds die regte besluite neem en die regte goed doen. Ek dink 'n verdere vraag wat hierdie verhaal vir ons vra is, of ek ook in my krisistye, ook wanneer ek onregverdig behandel word, nog aan my geloof gaan vashou. Ja, dat selfs my geloofswortels. Dit lyk van kleins af mee groot gemaak word. Dit waarmee ek opgegroei het. Of dit nog my waardes gaan bly. Of ek gaan besef dat ek leef altyd voor God se aangesig.
Toe Josef met die versoeking gekonfronteer is, toe sê hy, ek kan nie, want ek sondig teen God. Latynse uitdrukking hier is so mooi, coram Deo, voor die aangesig van God. Dis hoe ek en jy elke dag leef. Onthou ons en besef ons dat ons elke dag, elke oomblik, voor God se aangesig leef. Aan die een kant is dit 'n geweldige troos, want God weet alles. Maar aan die ander kant ook, God is getrou. Hy ken my, hy weet ook wat ek nodig het, en hy gee ook vir my die krag om in moeilike omstandighede te bly volhard. Ek dink die uitdaging is om te vra, is my lewe altyd, selfs in die krisistye, nog steeds 'n getuienis van my geloof? Wat kyk mense wanneer hulle na my sien? Sien hulle iemand wat moed opgegee het? Sien hulle iemand wat sy karakter en sy integriteit prysgee terwille van die wêreld waarin ons leef? Of sien hulle iemand wat getrou bly aan sy geloof in God? Maar ek dink die heel kosbaarste vir my in hierdie hele verhaal is dat ons hier lees, God was die heeltyd by Josef. Te midde van sy onreg, te midde van die haglike omstandighede waarin hy was, te midde van sy swaar en sy seer en sy stikken, was God by Josef. God het 'n belofte vir Josef gegee, reeds in drome. En God het daardie belofte gehou. God was met Josef op pad. En dit kan ek en jy ook weet. Ook in hierdie moeilike omstandighede waarin ons tans in ons wêreld, in ons land, in ons eie lewens is God teenwoordig. Is God getrou. Is God ook met my en met jou op pad. En daarom hierdie aangrypende verhaal, dalk net hierdie twee gedagtes. Wanneer jou lewe geskit word, wat val uit? Wat is dit wat mense sien? Die tweede plek, sien mense vir God in jou lewe raak. Hoe God getrou is, en hoe jy in jou geloof, ongeag van omstandighede, getrou aan die Here vashou. Amen. Die weelde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Begin en die einde. Die God, hy drie in een. Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Kom ons sluit af met 'n gebed.
Here, baie dankie dat ons kan weet, dat maak nie saak wat ons lewensomstandighede is nie. U is getrou. U is daar, U is die een wat vir ons krag gee, U is die een wat vir ons die rigtingwyser is. U is die een wat vir ons die bakens langs ons lewenspad uitwys. U is die een wat getrou is en wat vir ons lei. Wat ons ook in moeilike omstandighede seën en vir ons goed is. Dankie Here dat ons in ons geloof in U kan vashou as die getroue. Maar Here gee dit veral sal uitkom ook in ons getuienis. In ons optrede, in ons woorde, dat ons altyd ons karakter en integriteit sal behou. Dat ons as kinders van die Here reg sal doen en leef. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid en ek bid vir elkeen wat vanoggend ook hierna luister. Dat hy of sy regtig ook U teenwoordigheid sal beleef. U goedheid sal ondervind en die krag sal kry om op te staan en te leef kooromduiend voor die aangesig van God. Dankie Here. Amen. My gebed vir jou is dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, daardie wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees, vandag en die komende week by jou sal wees en bly. Amen. Mooi dag vir jou verder. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. This is my desire to